Daar's nou een storie wat jy altyd vertel as ons nou nie wil kerk toe gaan nie of as ons nou nie kan sien vir kerk nie. Dan vertel jy die storie van die een man wat nou vir die pastor nou wil vertel dat hy hoef nie kerk toe te gaan nie, want hy ken die Bybel. Kan jy daai storie vir ons vertel? Ja, dis 'n strandstorie daai. Ek is natuurlik nie, dit is nie 'n oorspronklike storie van my nie. Dit is 'n baie bekende strandstorie. Dit kom my geboortedorp. So ek het met daai storie groot geword. Kyk, tussen die strand en Gordons Bay was die Bruin woonbuurt gewees, bekend as Harmony Park. En hulle vertel daar het 'n ou gebly, dis 'n vrou, die Here in 'n verdeelde huis gedien het, want die vrou het elke slag na die kerk toe gegaan op 'n Sondag, dan gaan hierdie ou visvang. En dit het haar baie seer gemaak en sy het toe met die dominee daaroor gepraat en toe die dominee eendag besluit hy gaan nou met hierdie ou kom praat oor sy siel. En hy sê toe vir hy kom toe daaraan en hy sê vir hom, broer, ek is bekommerd oor jou siel. Wil jy nie maar kerk toe kom nie? Die ou sê, wat het ek daar gemaak? Hy sê, man, dan kan jy hoor wat daar uit die woord gepreek word en dan kan jy mos daaruit leer. Die ou sê, maar ek ken hy, die Bybel, ek mos die bestseller, né? Ek ken die bestseller. Ek het hom al baie gelees, ek ken hy. Hy sê, maar broer, die Bybel is baie dik, sal jy hom werklik? Ja, nee, ek ken. Hy sê, maar kan ek vir jou toets? Nee, jy kan my test anytime. Hy sê, nou maar goed. Ken jy die storie van Jona? Ja, Jona. Ja, Jonas. Dit was die ou met die efrou, né? Nou Jonas, ja, hy het die in die Harmony Park ingebly. Shame. Nou Jonas, moet ek vir jou explain? Ja, sê die dominee explain. Hy sê maar, kyk, Jonas was 'n man, hy's 'n visserman gewees mos nou, né? En een Sondag, toe gaan hy nou, terwyl sy vrou kerk toe gaan hy nou met sy visstokke, nadat hy alles gecheck het, dat die goed lekker, die reds is en alles reg is, toe seil hy hier om, op die pad verby Gordons Bay, Roy Els toe. En hy het alles reg, hy het sy 2 visstokke, en die aas, alles reg, sommer 'n lekker stuk groot rooi aas sit hy vooraan, en hy staan daar so op die rotse, en hy cast. Hy sê maar toe, daai aas, die water slaan, toe vat 'n ding daarvoor, en hy ding loop. Sy katrol sê eintlik, soos hy hardloop, maar hy ding hardloop, en die ding is op pad, hy gaan diepsee toe, en hy, na rukkie, toe begin nou Jonas bietjie worry, want hy sien nou, sy lyn raak hom nou bietjie min, maar hy besluit, nee, hy gaan hom, hy die ding, vanaand lê hy in die pan, hy gaan nie dat die ding wegkom nie, hy sê, en Jonas is daar, maar hy sê die volgende oomblik, toe sê die lyn, toe haak hy lyn, toe sê dan niks meer tou lyn oor nie, en die ding gaan nog steeds. Hy sê, maar Jonas kop vas, hy sê, dominee, jy kan nou gaan kyk nog daar so, 18 duim diep, is die merke soos Jonas se hakskene daar so ingeskar in die ding omgesliep daar oor die rotse, en daar is Jonas in die water, maar hy hou, en die ding gaan, en nou Jonas agterna, en nou Jonas, wat baie mense nie geweet het, die dominee Jonas was eintlik die eerste ou, wat barefoot skiing hier op die Valsbaai gedoen het. Hier gaat nou Jonas, agter die ding, en hy besluit, die ding gaat pan toe, hy gaat nie vir my, ek gaat hom nie los nie, en nou katrol hy hom stadig in, maar wat nou Jonas nou nie geweet het nie, intussen, het die ding daarom 'n bietjie geswaai, nou is hy op pad Muizenberg toe, nou gaan die ding, hy gaan nou nie meer oopsee toe nie, hy is nou in die baai nog, maar hy gaan Muizenberg toe, en nou katrol ou Jonas hom in, en toe hom weer so dreig, hy sê, maar nou word het dan donker hier om my, toe katrol hy homself binne in hy visse bek in,
En nou is hy binne daai visklap toe. En nou Jonas is binne. Maar ou Jonas is ge-worry. En hy klap teen die kante en hy gaan aan en gaan aan en gaan aan. En na 'n lang ruk aangegaan het, toe besluit daai vis nee wat. Hy soek die ding is te woelig hier binne in hom. En die vis gaan terug strand se kant toe. Van Muizenberg af draai hy nou strand toe. En daar by Melkbaai, daar stop hy vis. Hy loop beats om daar. En hy maak oop en nou Jonas is uit. Maar toe Jonas uit is, toe kyk hy rond, toe besef hy is in die moeilikheid. Nou is hy nog groter moeilikheid. Want Melkbaai is eintlik 'n whites only beach gewees. En nou Jonas is 'n bruin ouetjie. En nou Jonas weet toe nou nie hoe om te maak nie, want hy sien Mr. Small was die policeman wat daar gepatrol het om te kyk dat daar nie verkeerde mense op die beach is, ja, net wit mense mag wees. En hy sien hier sien Mr. Small en hy's op pad. Maar kyk, maar dit is nou Sondagmiddag, né? Die beach is vol. Daar's tot van hierdie mense wat petsies, die kinders op die petsies rondlei. Daar so jy betaal daar so iets, dan vat hulle jou op die petsie. Nou Jonas sien sy kans. En dit is net so toe sy op so 'n petsie. En die petsie skrik en daar gaan die petsie. Nou is die petsie op pad Lourens rivier se kant toe. Dis nou vir die mense wat jy weet, dis uit by die strand Stellenbosch se kant toe. Al op die strand langs. Dan kom jy by die Lourens rivier. En daar by die Lourens rivier, is hy dwars deur die rivier, daar was na deesdae is daar nou drade, daar was daar nog nie drade nie. Hy hardloop nou dwars deur die rivier De Beers se kant toe. Maar voor jy by De Beers kom, is daar 'n vreeslike klomp Port Jackson bosse en goed. En nou ou Jonas het gedak en te kere gegaan onder die bosse deur, man. Soos ek sê, ou Jonas was 'n man met 'n afro. En die volgende oomblik toe hak hy afro mos nou aan daai Port Jackson bosse. En daar hang ou Jonas, petjie onder hom uit, daar hang hy. Petjie, hy nog steeds. Hy nog steeds besig daar. Hy nog besig op pad. Hy gaan nou Stellenbosch se kant toe. Hy's nou op pad verby De Beers daai kant toe. Want hy het nog geskrik sien. En hier hang ou Jonas aan die Port Jackson bosse, 40 dae en 40 nagte het hy daar gehang. Maar toe kom daar 'n sleg vrou, 'n bosslaper met die naam van Delilah. Die kom uit die bos en sê, "Hey, wat maak jy hierso? Jy het niks nie verloor nie, man, dis my area die." Nu sê ou Jonas, man, ek hang maar net 'n bietjie rond hier, man. Maar nou nie so wees nie. Vrou sê, "Nee, soekie vir jou hier nie." Sy gaan vat 'n skeer en sy knip daai efrou af. Laat ou Jonas daar loskom uit die Port Jackson bosse uit en daar neerval op die grond. En daar het hy opgebreek in stukke, want hy het nou lank gehang. Hy het al ryp geword. In stukke gebreek. Laat hulle vir hom daar kom optel het 12 mandjies vol. Daai is die storie van Jonas.